Goeiedag, ek is Gerard saam met jou op reis deur die Bybel met die Bybel in 1 jaar span. En vandag het ons die voorreg om Deuteronomium 10 te lees en hierdie hoofstuk volg na Israel se groot sonde met die goue kalf. Moses vertel hoe God die verbondswoorde dan weer op die kliptafels geskryf het ten spyte van Israel se rebellie. Sien ons dat God hulle nie hier verwerp het nie, maar sy verbond en genade met hulle voortsit. Daarom roep Moses die volk tot bekering, tot gehoorsaamheid en liefde en 'n hart wat aan God behoort. Ek wil graag met jou 'n paar gedeeltes deel aangaande die gedeelte. In verse 1 tot 5 lees ons van die nuwe kliptafels met die wet wat Moses ontvang, waarop die 10 gebooie geskryf is. En dit herinner ons daaraan dat God se woord bly staan, selfs wanneer mense ontrou is. Tweedens, in verse 6 tot 11 lees ons van God se leiding en getrouheid. Moses herinner die volk hier aan Israel se reis, aan Aaron se dood en dat die Lewiete afgesonder is vir diens aan die Here. Maar dan sien ons ook in verse 12 tot 22 wat God van sy volk vra. En dis vir my die mooiste gedeelte van die hoofstuk. Moses stel dit baie duidelik. En nou Israel, wat eis die Here jou God van jou anders as om die Here jou God te vrees, in al sy weë te wandel en hom lief te hê? Moses stel dit eenvoudig. Luister na wat God vir jou sê, gehoorsaam God se bevele en hê God lief met jou hele wese. Ons sien dus dat God nie uiterlike godsdiens vereis nie. Hy vra 'n hart wat volledig aan hom behoort. En dan kom daar 'n dieper oproep. Besny dan die vooruit van julle hart en verhard julle nek nie verder nie. Of in 'n ander woorde, wy jou aan hom toe en moenie hardkoppig wees nie. Want dit gaan nie oor wat ons met ons hande doen nie, dit gaan oor wat in ons harte gebeur. Wat leer ons van God die Vader uit hierdie gedeelte? Ek sien dat iets van God is 'n God van tweede kansse. Israel het erg teen God gesondig. Tog gee God weer vir hulle die kliptafels met die wet. Dit beteken nie dat sonde onbelangrik is nie. Dit wys dat God se genade groter is as my en jou as mens se ontrouheid. Onthou dus dan dat wanneer ek en jy val, ons nie van God af moet wegvlug nie. Ons moet eerder bely, terugkeer, God se genade ontvang en weer in gehoorsaamheid wandel. Ek sien ook iets van dat God se woord verander nie volgens ons gedrag nie. Moses ontvang weer die tafels. Die mense kan ontrou wees, maar God bly getrou. Dit laat my dink aan Psalm 119 vers 89, waar daar staan: O Here, tot in ewigheid staan die woord vas in die hemele. Ons kultuur verander, menings verander, waardes verander, politiek verander. God se woord verander nie. Maar dan sien ek ook iets van God wat 'n hart soek wat aan hom behoort. Een van die sterkste uitsprake in die hoofstuk is: besny dan die vooruit van julle hart, of in 'n ander vertaling, wy jou aan hom en moenie hardkoppig wees nie. Vers 16. Die besnydenis was die uiterlike teken van die verbond, maar God sê eintlik hier in wese: ek wil nie net 'n uiterlike teken hê nie, ek wil julle harte hê. Dis 'n belangrike Bybelse beginsel. God kyk na die hart. En ons verhouding moet vanuit die hart uit wees, nie vanuit uiterlike skyn nie. Maar ek leer ook iets van om God te vrees beteken om hom ernstig op te neem. Want vers 12 verwys daarna om die Here te vrees. En die vrees hier beteken nie net om bang te wees nie. Dit beteken eerbied, ontzag, respek, onderwerping aan God se woord en om God se woord ernstig op te neem. Spreuke 9 vers 10 herinner ons dat die vrees van die Here is die begin van wysheid. Maar ons sien ook dat liefde en gehoorsaamheid loop saam. In Deuteronomium 10 vers 12 verbind ons vrees met ons wandel in liefde aan God wat lei tot diens aan God en gehoorsaamheid aan God. Ware liefde vir God lei tot gehoorsaamheid. Jesus sê dan vir ons in Johannes 14 vers 15: As julle my liefhet, bewaar my gebooie. Gehoorsaamheid is dus nie net 'n poging om God se liefde te verdien nie, dis 'n antwoord op sy liefde. Ek wil vir jou vra, oorweeg vandag. Jesus Christus word verwys na in hierdie hoofstuk wat ons sien. Ons sien hier dat die mens het 'n probleem met die hart. Ons het 'n wet. Ons het die kliptafels, maar ons probleem is steeds ongehoorsame hart.
En daarom sê, besny dan julle harte. Daarom sê God vir ons, besny julle harte. Ons het nie 'n nuwe stel reëls nodig nie, ons het 'n nuwe hart nodig. En in Jesus Christus kom daardie nuwe verbond tot stand, waar dink aan Jeremia 31, vers 31 tot 33, waar God sê, hy sy hart, of sy wet op die hart van die volk sal skryf, en dis deur vir Jesus Christus vervul. Hebreërs 8 vers 10 haal hierdie belofte aan. Ek sal my wette in julle verstand gee en dit op julle harte skryf. Jesus kom dus nie bloot net om ons gedrag te verbeter nie. Hy kom om ons van binne af nuut te maak. So ek leer uit hierdie deel vandag dat God ten spyte van my ontrouheid getrou en genadig bly. En daarom moet ek my hart aan hom gee. Hy verdien my hart. Daarom moet ek hom vrees en lief hê, in sy weë wandel en hom met my hele lewe dien. En dis op so 'n manier dan reageer op sy genade. En ek moet in Jesus Christus 'n nuwe hart ontvang, waaruit ek nou in liefde, gehoorsaamheid en diens kan leef. Onthou, Jesus Christus het die wet vervul, 'n nuwe verbond ingestel en deur die Heilige Gees my en jou hart kom verander. Kom ons oorweeg in gebed vandag en vra onsself af: het ek net 'n uiterlike geloof of behoort my hart werklik aan God? Groete en seënwense vir jou.